Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Het iemand al ooit vir jou gesê jy moet meer bewus raak? Dis 'n algemene boodskap wat na ons toe kom dat ons moet groei in ons bewussyn. Was jy al saam met iemand gewees en na 'n gesprek loop jy weg en dink die persoon is so onbewus? Wat bedoel ons daarby? Wat is hierdie ding van raak meer bewus in om mindful te wees en te leef? Gewoonlik sê ons dit as ons agterkom daar is 'n baie belangrike aspek van realiteit, van dit wat gemis word en dat nie goed is om dit te mis nie. Nou, wat is die realiteit? Wat is dit waarvan ons bewus moet wees? Is daar 'n idee, 'n prent? Hier is 'n voorstel. Ons kan dit ons realiteitsprentjie noem. Dit is gebaseer op 'n idee, 'n filosofie van Martin Buber. En natuurlik is daar baie ander teoloë, filosowe wat presies dieselfde uitgangspunt as Buber het ten opsigte van realiteit. En dit is dat daar aan die kern van realiteit 'n relasionele interaksie is wat plaasvind. Nou dit kan baie groot klink, maar dit beteken eintlik dat aan die kern van realiteit is verhouding. Is God, want God is op 'n manier verhouding. Tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees is daar liefde. God is liefde. En hy is in die kern, in die hart van alles wat is. En dit is verhouding. Martin Buber sê ons het eintlik 4 primêre verhoudings waarin ons leef. Die ek, die verhouding wat ek het met myself, die ek-jy, dis die verhouding wat ek het met iemand anders, die dit is die verhouding wat ons het met dit wat is, en dan is daar die ek-u verhouding, ons verhouding met God. Nou om 'n gevoel te kry van hierdie verhoudings, miskien net jou liggaam, ek, my liggaam, maar ek's meer as my liggaam. Maar net om jou eie liggaam te ontdek en bewus te raak van jou liggaam is iets baie groots. Dis 'n wêreld wat jou in verwondering sal neem. As jy uitvind wat asemhaling is en wat asemhaling in jou doen, jou brein, hoe jou brein funksioneer, jou hart, jou senuweestelsel, jou spiere, ja, dit is 'n groot wêreld om te ontdek. Maar jy kan bewus raak van jou lyf, maar jy's meer as jou lyf. Eintlik kan jy nie gesien word nie. Die ware jy is in jou liggaam. Dit vind uitdrukking deur jou denke, jou emosies, jou begeertes. Ag, en daar is baie innerlike funksies en realiteite in jou, soos byvoorbeeld jou verbeelding, jou geheue, jou waardes, jou identiteit. Daar is soveel goed in jou opgesluit wat nie gesien kan word nie. En dis groot realiteite. Die ek wat dink, wat voel. Is jy bewus van jouself? Kyk, dit is iets wat ons laat uitstaan in die hele skepping. Om selfbewus te kan wees. Ek dink, ek voel, ek is nie my denke nie. Ek is nie my gevoelens nie, ek is nie my begeertes nie. Dis ek wat dit voel en dink. Is jy bewus van daai ek? Van die verhouding, van hoe jy met jouself praat, is daar enige bewussyn van die aard van jou denke en hoe jy voel oor jouself, hoe jy dink oor jouself, hoe jy praat oor jouself en hoe jy praat met jouself. Dis net die bewussyn van jouself. Dan is daar die bewussyn van dit wat is. Waar is ek nou? Die stoel waarop ek sit. Die grond wat onder my voete is. Maar my klere wat ek aan het, die kos wat ek eet, die motor wat ek ry. En weer eens sal jy agterkom dat dit is nie net iets fisies nie. Daar is ook 'n groot onsigbare realiteit opgesluit in dit wat is. Ek meen, vat jou kos. Wat se kos is dit? Waar kom dit vandaan? Wie het dit laat groei? Wie het dit versorg dat ek hierdie bord kos kan hê? Hoe het dit by my uitgekom? Wat doen dit aan my liggaam? Wat doen dit aan my lyf as ek dit insit?
Wat die effek het dit op die ekologie gehad? Dit vat jou dadelik na 'n klomp sisteme toe, soos byvoorbeeld die ekonomiese sisteem, die politiese sisteem waaronder hierdie kos plaasgevind het, in die instansies en die kommunikasienetwerke. Daar's 'n groot onsigbare wêreld. Die ek-jy verhouding. Ek het 'n koneksie gemaak met jou. Jy was eintlik net 'n liggaam, 'n persoon. Maar nou kyk ek anders na jou, ek voel anders. Daar's die ek-jy verhouding. Ons deel 'n hele wêreld en 'n lewe saam. Dan is daar die ek-u verhouding. God, om bewus te wees van hom. En dit is waaroor waaksaamheid gaan, en dit is een van die groot goed waaroor Jesus so baie gepraat het, om waaksaam te wees, om te kyk, om te luister, sodat jy bewus kan raak, want om waaksaam te wees beteken om bewustelik met die lewe om te gaan, om hierdie breë bewussyn te hê. Dit is wat Jesus gehad het. Dit is hoe hy geleef het. Al hierdie dimensies is belangrik en nie een moet uitgelaat word nie. Maar nou is die groot vraag, ons bewussyn van God. Ons leef in 'n tyd waarin dit besig is om te kwyn. In soveel van ons se bewussyn is daar nie iets van God nie. En dit is iets groter en meer as om mindful te wees. Dit is nie net van jouself en jou lyf en ander mense nie, maar dit is ook van God, wat in alles is, alles in stand hou, maar wat ook in my is. Hy wil baie graag hê ons moet bewus wees van hom, en dis hoekom hy ons geskape en gemaak het, dat ons met daai bewussyn kan leef, dat daar 'n koneksie kan wees tussen ons en hom. En hy stuur boodskappers, daai prentjie van Jesus wat die disippels wakker wou maak en wil hulle uitnooi om wyd wakker te wees. Maar wat besig is om te gebeur in die tuin, van wat God besig is om te doen in hulle lewe. Dis sy begeerte. En hy kom na ons op soveel maniere. Praat hy met ons. En daarom kan ons hom vra, help ons Here. Daarom kan ons reflekteer op ons dagse ervaring. Wat was my groot oomblikke? Wat was my pynlike oomblikke in die dag? Want op daai maniere kan ek deur aandag te skenk dalk agterkom. Waar is hy werksaam? En wat wil hy doen in my lewe? Dis 'n groot uitnodiging. En wat is ek geneig om te mis in my lewe? Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, baie dankie vir hierdie dag. En vir 'n geleentheid om weer hierdie dag te kan begin saam met U. Nou net ons aandag te skenk aan U, bewus te raak van die lewe wat ons het, wat U vir ons gee, dat U met ons is, en help ons om vandag meer bewus te raak van U, meer van die tyd. In Jesus se naam, amen.